en met die geestelike rykdomme oorlaai het, maar Here, ons was vir jare lank blind en doof, en dit het ons stom gemaak. Nou, Here Jesus, lei vir ons. Dis 'n wonderlike geleentheid om so koning te aanbid en te sê, dankie Here, U is in ons midde. U is in die midde van U kinders, oral hier langs die valleie, soos elkeen van hierdie broers of susters gekom het, is U vanoggend besig om te getuig. Die wind wat in die Kaap waai, waai ook in Robertson. Dieselfde wind wat in Robertson waai, waai in Piketberg. Dieselfde wind wat daar waai, waai in die Dorings. En Here, niemand let daar eintlik op nie. Niemand sê vir mekaar, hy, luister, gee ag op die sagte koel windjie wat waai nie. Ons aanvaar dit sommer so vanselfsprekend. Ag Here, so is ons dikwels nalatig wanneer die Gees werk en ons merk dit nie op nie. Maar vanmôre maak jy ons harte sensitief. U spreek, ons hoor en ons verbly ons in so 'n wonderlike geleentheid dat nietige mense so bevoorreg is dat U vanuit die hemele praat en in ons midde met ons hier kom deel. Verander ons nou Here, verander ons denke, veropen ons oë, open ons ore nou, want U is die een alleen wat dit kan doen. Dankie Here, dankie, dankie. Ons prys U heilige naam. Amen. Amen. Nou vriende, wat ek eintlik vanoggend wil vir julle noem is, die illustrasie wat ons hier gaan noem, gaan oor 'n bottel soos hierdie. Ja, dat ek eintlik sommer die bottel vat. Ek het bottels wyn, hulle is nog toe, so hier bekaar te wees. Hulle is ook nie te koop nie. So, hierdie bottel wyn is 1983 al. En hierdie ene, sy datum is iewers, en 2007. Nou, hoekom ek hieroor wil praat is, ek besoek nou die dag 'n wynkelder, 'n hele rukkie terug, en ek vra vir 'n man, hy moet my bietjie vertel van wat die wynkelder aan die gang is, en vertel van homself, en hy is nou een van die bekende wynproevers. Hy ken wyn, hy kan proe. Hy ken wyn. Die geestelike mens beoordeel alle dinge. Jy moet soos 'n wynproewer word. Here, daai woorde kom van U af. Here, daai woorde kom van die duiwel af. Here, daai woorde kom van die vlees af. Jy verstaan, jy moet onderskei. En hoe meer jy onderskei, sal die Heilige Gees jou lei. Verstaan? Nou, wat vir my getref het, is die man vertel toe vir my, van hier, ek dink is in Woester, is daar 'n wynproewer, en hy staan uit as die bekende man tot oor see, word hy geag as een van die beste wynproevers. Hy gaan iewers en hy moes spesifieke wyn proe, by 'n ander wynkelder, en toe hy dit proe, het sê, hier's iets, en hy sê vir die man wat daar in die wynkelder werk, 'n metallic taste, iets soos metaal, is in hierdie wyn. Hy sê, onmoontlik, sê die ander man, hierdie wynvaatjie skoon, hierdie wynvaatjie staan al baie lank hier, dit kan nie wees nie, en hy sê, nou proe jy nou ook, nee, ou proe, hy sê, jong, ek proe, maar dit is baie saggies 'n proe, hy sê, maar dan moet ons die wyn uitgooi, en dan gooi die wyn uit die vaatjie uit, so waar daar val 'n skroef uit, nou, weet julle, ek kom agter, hoe sensitief is die Heilige Gees, die Heilige Gees wat vir my, van 'n onrein gedagte, net so, onrein motief, net so, en as ek bely, onmiddellik, uit is die skroefie, rein, skoon is die wyn weer, né? Nou ons gaan bietjie oor praat, maar ter inleiding, wil ek net 'n paar dinge vir julle noem, want die vraag is, hoe getuig die Heilige Gees, wanneer getuig hy nou in my hart? Daar staan, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, en bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die ou mense, die mense van die ou tyd, vanaf hier nog, daar, Abel, getuienis ontvang. Weet julle, dit is daarom wonderlik, God is gou om te getuig, die geringste weldaad wat jy aan iemand bewys, net so getuig die Heilige Gees, en hy gee jou so 'n bietjie blydskap in jou hart, jy getuig weer 'n bietjie meer blydskap, jy haal uit jou sak uit, jy gee vir iemand wat jy weet, die Here wil ek met vir die man iets sê, of die vrou, met eens, getuig die Heilige Gees,
jy behaag my, jy behaag my. Vir julle, dit is daarom wonderlik. Daar die getuienis, nou ons gaan dit is baie belangrik, dat jy na die getuienis van die Heilige Gees luister. Nou die volgende een, is die wet en die profete was tot op Johannes, en van toe af word die evangelie verkondig, en elkeen dring met geweld daarin, hoe die Heilige Gees vir jou dring, en hy begin daar, hy dring vir jou in, 'n situasie, en nou is jy in sy koninkryk, nou is jy in sy koninkryk, 'n koninkrykmens en 'n kerkmens verskil, 'n koninkrykmens is ook 'n kerkmens, maar as baie kerkmense, wat nie koninkrykmense is nie, hulle behoort nie in die koninkryk nie, hulle is nog nie weergebore nie, hulle behoort aan die kerk, maar ek gaan nie nou daaroor praat nie, ek wil maar net vir julle noem, wat is die hindernisse wat ons weerhou om God se koninkryk in te gaan? Ons het klaar hieroor 'n bietjie gepraat, so ek gaan nie baie tyd hier aan spandeer nie, want ek wil by die wyn kom. Jy sien? Ja. Hoe weet julle nie? Kyk daai teks. Kom ons lees dit almal gou. Kom lees almal saam. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Nou wat beteken dit? Die volgende, daai sinnetjie gaan aan. Luister hier. Kom ons lees. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete. Kom ons gaan verder. Of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Nou onthou nou die volgende. Luister nou mooi. Hoe sal ek weet dat ek in die koninkryk ingegaan het? Daai selfde vers gaan nou 'n bietjie verder. Hier is dit. Daai vers eindig nie daar nie. En so was party van julle. Daardie rowers, skelm, so was ons almal. Verstaan? So was juis julle ook. Kom lees saam met my. Maar julle het julle sondes laat afwas. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus, deur die Gees van ons God. Het julle dit? Dankie Here, ek is nie meer so nie. Here, so was ek, maar dis nou verby. Ek onthou, toe hierdie goed uit my lewe uit is, maar nou moet ons verder gaan, want dis 'n sieldeursoekende waarheid hierdie. Nou prys ons die Here, dat so was ons, en dis nou wat is ek nou? Kom ons lees nou. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Is dit nie mooi? Ja, en dit alles uit God. Dit alles uit God. Ek kon nie self nie, maar God het, deur sy Gees, deur die offer van die Here Jesus Christus, is ek vry. Is jy met my? Verstaan julle? Nee. Nou gaan ons 'n bietjie verder. Nou gaan ons na die volgende waarheid toe. Jy sien? Kom ons lees daai vers. En niemand gooi nuwe wyn in 'n ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn en die sakke skeur. En dit sal uitloop. En die sakke sal vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. En albei saam bly behoue. Nou, hier is nou die ou tyd. Hier is nou vir ons 'n klein voorbeeld van wat Jesus bedoel het. Daai tyd het mense nie bottels gehad nie. Hulle het sakke gehad. Leersakke soos hierdie. Splinte nuwe leersak hierdie. En dan word die wyn nou daarin gegooi. En dan stap die man met sy wyn. Dis die tipe sak wat die man gehad het, wat julle straand ook van gesien het. Die barmhartige Samaritaan het sy wyn gevat en het dit oopgemaak en het dit uitgegiet op die wonde van die man wat gewond was, wat half sterwend gelê. Jy sien, nou die sak, as hy nou reeds gebruik was, verlede seisoen, jy kan hom nie weer gebruik nie. Nou waarvan is die sak gemaak? En hulle in die tyd van Jesus was het gemaak van jaar oud lammertjies. Die lam. Daarom is Jesus die nuwe sak met die nuwe wyn. Sy boodskap was 'n vars nuwe boodskap uit die hemel direk van die Vader. Daarom word hy genoem die woord van God. Hy word genoem die woord van God. Sy woorde het lewe gebring. Mense kon opstaan, want sy woorde was vars en nuut.
Nou kyk nou die volgende waarheid. Die volgende waarheid. Net so neem hy ook lees bietjie, die beker na die maaltyd en sê, die beker is die Nuwe Testament, wat my bloed, wat vir julle uitgestort word. Dis die Nuwe Testament. Nou, die tragedie wat ons het vandag, ek was vir 24 jaar daarin vasgevang. Sondag vir Sondag as kind sit ek in die kerk, en dan word die 10 gebooie, of 'n stuk daarvan gelees, en dan word die geloofsbelijdenis afgelees, en dan sê ons dit maar allemaal op, en dan word daar nou boodskap gebring. Maar die boodskap en die 10 gebooie, het so in die lig hang. Eers die 10 gebooie, dan nou die boodskap tussen geloofsbelijdenis, en as kind kon ek dit nooit verstaan nie. Nooit begryp nie. En weet, jare daarna, toe ontdek ek eers dat die wet is nie gegee vir die regverdige nie. Maar vir die sondaar, die goddelose, en dan noem hy 'n hele lys van daardie dinge. Toe weet ek, Here, dankie, daardie dag toe ek vir Jesus aangeneem het, is ek verlos van skadies. Die Ou Testament word in die Nuwe Testament genoem as 'n skadiebeeld. Die werklikheid is, nou is ek in 'n verhouding. Ek moet nie meer nie. Jy moet die Here jou God lief hê, ou verbond. Jy moet hom lief hê. Wat is 'n nuwe verbond? Ek het hom lief. Ek moet hom nie lief hê nie, ek het hom lief. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in my hart uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat in my woon. Nuwe wyn, kom ons gaan verder. Elke mens sit eers die goeie wyn op, lees bietjie, en dan, wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar eer die goeie wyn tot nou toe bewaar. Sien julle daar? Hierdie beker is die Nuwe Testament, hierdie Nuwe Testament, in my bloed, wat vir julle uitgestort is. So daar is dit tot nou toe Jezus kom. Hy begin sy eerste wonderwerk, met dit wat aan die einde gaan gebeur. Daar die oomblik toe die water in wyn verander het, toe kon ons reeds in daar die oomblikke die kruis sien wat wag vir Jezus. Maar die wonder van daar die wonderwerk, die kanne vol water, wat met eens wyn geword het. Die oorvloed van vergifnis, waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Die oorvloed van genade, die oorvloed van wyn, hemelse wyn, wat tot ons beskikking is, wat jou geheel en al reinig, en jou geheel en al verlos. Nou, moet nie dronk word van wyn nie. Jy sien, moet nie dronk word van wyn nie. Wat staan daar? Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Jy sien, word met die Gees vervul. Nou, hier, Here vervul my, kan die man nou die bottel daar in die bottelstoor aan my verkoop, as hy net soveel in het? Net die bottel is vol tot bo. Word met die Gees vervul, nie net my hart is geraak nie, maar tot my verstand kom onder die invloed van die Heilige Gees, vervul tot hier. My gedagtes word beheer deur die Heilige Gees. Verstaan? Here, my gedagtes, verlig die oë van my verstand. Die wyn stoot op en dit borrel by my mond uit. En dit kom by my neus uit. My oë praat, my ore praat. Geesvervulde mens. Wat is die hoofonderwerp van 'n geesvervulde mens? Sy kerk. Nooit Jezus. Kostbaar, nee. Nou, word met die Gees vervul. Lees bietjie daarin, kom, en bedroef nie die Heilige Gees nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Nou gaan ons bietjie daarna kyk, hoe bedroef 'n mens die Heilige Gees? En ons gaan nou dit bespreek, daar's van dit, kyk nou net daar. Hierdie teks is gegee vir, sien julle, dit staan daar in Efesiërs, onder bedroef nie die Heilige Gees. Kom ons lees daar, alle bitterheid, woede, toorn, geskreeu, lastering, moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar, wees vriendelik, vol ontferming, teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God in Christus Jesus julle vergeef het. 2 tekste, daardie booste teks, vertel vir jou, 'n man en 'n vrou wat die Heilige Gees bedroef het.
Die onderste tekst vertel vir jou van iemand wat vervul is met die Heilige Gees. Vriendelik, vol ontferming, vergeef, dit vloei net uit. Christus het my vergewe, ek wil vergewe. Ek wil ook vergewe. Nou is daar 'n pragtige illustrasie. Ons het 6 maatjies wat nou na vore gaan kom, en hulle gaan hier kom staan, en hulle gaan vir ons iets vertel. Nou voor hulle kom, wil ek net vir julle noem, ek het vir 'n man gevra, ek soek ou wyn, 'n bottel ou wyn. Nou dis die ou wyn. Hierdie ene het die boer gekoop, 'n kas vol, 1983 toe sy seun gebore is. Nou hoe lang terug is dit? 83, 93? Ja, as julle am slimmer as ek hoor, 26 jaar. Ja, kyk nou daar. Nou weet julle wat, hy het die bottel gehou, en hy wil hom graag, hy wil nou sy seun verras het, die kas vol, dan wou hy die wyn verkoop het. Dankie julle, kan daar sommer nie na ry kom staan. Vat julle ook maar sommer elkeen 'n bottel wyn daar. Ons gaan nou nie party hou nie hoor. Vat julle wyn tog nie, laat dit val nie. Nou laat ek net eers hierdie een verduidelik. Jy sien hierdie een, 83. Toe berg die boer dit, en hy wou toe sy seun verras, en toe dit nou 21 sou word, sou hy dit verkoop het, en dan die geld wou hy vir sy seun gegee het. Nou die bottel wyn, die kas vol, weet ek nie hoeveel daar in was nie, maar die bottel was toe R400 werd. En toe het hy en sy seun gepraat, toe besluit hulle nie, hulle hou die wyn nog 'n bietjie langer. En toe verlede jaar, toe sê hulle nou, gaan ons die wyn verkoop, en die pa sê, nou maar kom ons, drink nou daarom een van hulle, as 'n gesin, ons geniet dit nou. En toe hom oopmaak, toe spoeg hy hom uit. Toe is dit niks werd nie. Toe is hy bitter, hy het sleg geword, hy is absoluut niks werd nie. Kan hom nie meer gebruik nie. Nou, weer toe hy dit vir my vertel, toe dink ek aan hoeveel kinders van die Here het tot bekering gekom, hulle die Here vertrou, hulle is self deur die water, en hulle sê hulle is vervul met die Gees, maar nou loop hulle rond. Hulle vertel vir niemand nie. Vertel vir niemand wie hulle is nie. Hulle dink hulle kan geheime disippels van Jesus wees. En toe die dag, toe hulle besluit, nou gaan ons 'n bietjie getuig van Jesus, toe is dit smakeloos. Dis nie vars nie. Dit beteken niks meer nie. Jy sien, mense wat sê hulle is Christene, en dink, Jesus kan hulle verborge hou. Weet julle wat, ons is soos Petrus wat hom verraai het, soos ons gisterand gesien het. Ek sê nou vir jou, hoe meer jy van Jesus praat, hoe mooier word jou getuienis, hoe soeter is jou wyn, hoe meer smaaklik is dit. Dit beïnvloed mense, hulle wil weer terugkom, hulle wil van daai wyn drink, want hulle sien dat dit 'n invloed in jou lewe, invloed tussen jou vrou en jou kinders, jou man, jou vrou, en andersom, tussen jou werknemer en jyself. Geesvervulde mense knip anders wingerd as ander. Hier in die Parelse groep, manne wat nou by, dink verlede jaar op 'n kamp tot bekering gekom het. Ek kom daar by hulle sê, wie meneer, ons het vir die boer gaan sê, 'n bietjie kom kyk, sien jy dan niks raakie? Hy sê, nou wat bedoel julle? Hulle sê, meneer, voor die kamp het ons net 2 rye gesnoei. Ek sien jy nie, wat gebeur nou nie? Ons sny nou sommer 4 rye. Want ons hart is vol blydskap. Dit het 'n magtige invloed op jou. Jy sien, maar nou, regtig wil ek het vanmôre besef, voor ons broers nou vertel, hier is nou die ander wyn, hierdie een noem ek die heilige wyn, die koninkryk wyn, die kruiswyn. Dis die een wat verwys na Jesus, na daai vorige versie, daai enetjie. Ja, hierdie een. Net so, het hy die beker na die maaltyd geneem, hierdie beker is die Nuwe Testament, in my bloed, wat vir baie uitgestort word, die suiwer kruiswyn. Jy moes dit gedrink het, toe jy tot bekering gekom het, toe dit in jou lewe ingekom, toe dit genesing gebring, toe dit verlossing gebring, die kruiswyn, die suiwer wyn. Nou, wat 'n magtige impak, vir 2000 jaar, oor hierdie aarde, het die kruiswyn nie gebring nie. 'n ontelbare skare mense, uit elke stam, taal, volk en nasie het nou al gekom. Maar nou sê Jezus, ons, soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle.
Hierdie sussie van my, julle ken haar? Dis haar wyn. Dis haar geskenk. Dis haar getuienis. Dis die manier waarop die Here haar gered het. Maar die oorsprong lê hier. Jy sien, die oorsprong lê hier. Onthou julle, Jesus het gesê, ek is die ware wynstok. En julle is die lote. Die loot se wyn, die stam, als is identies. Nou sê Jesus, soos my Vader my gestuur het, so stuur ek julle met die kruiswyn. Gaan vertel vir mense van die wonderlike boodskap van verlossing, van vergifnis. Nou toe kom ek agter in my lewe. Toe ek later, nadat ek in die polisie uit is, die Here my geroep het, toe het ek begin getuig, en ek het by 2 broers gekom, en ouer manne, sê manne, lê my die hande op, ek wil vervul wees met die Heilige Gees, ek moet hierdie week uitgaan en getuig, en die 2 broers lê my die hande op. En daardie dag, na hulle my die hande opgelê het, gaan ek na mense toe, wat in 'n verskriklike sekte behoort. En terwyl ek met die man praat, spring hy op, en hy val op sy knieë, en hy doen belydenis. Toe was hy priest van daai kerk vir 20 jaar. Toe kom hy tot bekering. Toe val sy vrou op haar knieë. En vandaar gaan ek na een van hulle lidmate toe. En ek vertel net van Jesus. En daar spring daai man op, en hy gaan op sy knieë met sy vrou en sy kinders. En toe weet ek, Here, ek moet rein bly. Net soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar toe waak ek nie. Toe kom daar weer bitterheid in my hart op. En met eens, ek getuig nog, maar niks gebeur nie. Ek getuig nog, niemand word geraak nie. Hulle drink, klong. Hulle word nie dronkie van die hemelse wyn nie. Verstaan? Nou kom ons luister bietjie. Ons broers en susters wat daar staan. Kom, hulle gaan sommer vir julle net ietsie vertel. Kom, staan sommer net hier by my. Kom my sussie. Jy kan eers vertel. Ek sal die dingetjie vashou. Goeiemôre my susters en my broers. Ek wil net vir u vertel, as Jesus jou vrygemaak het, dan moet jy waarlik vry wees. Ek het vir baie lank nie geweet of ek vry is nie, want ek het nog baie dinge in my hart gehad, soos onvergewensgesindheid en alle ou koeie uit die slode uitgrawe. Dit was een van my hoogtepunte, om altyd my man te bewys aan sy dinge wat hy gedoen het. Ek moes hom vergewe het, en dan sou ek waarlik vry geword het. Maar vandat ek dit gedoen het, is ek vrugbaar vir die Here Jesus Christus. Ja. Nou, dankie. Voor die volgende getuienis, luister nou net hier. Weet julle wat hierdie wyn bevat? Hierdie wyn bevat verskillende goed. Dis nie suiwer nie, een van daai bottels wyn is suiwer nie. Jy betaal ten duurste daarvoor. Maar party het 'n appelkoosgeur in, party het perske, party het peer, party het pineappel, tropical fruit, party het wat is 'n kloof? Kloof is 'n naaltjie geur. Party het 'n heuninggeur. Jy sien? Verskillende geure. Kyk net die lys van al die geure wat die wyne in het. In ander woorde, is die suiwer wyn nie. Nou net so, as Jesus my siel gered het, dan verwag die Here suiwer wyn. Ek moet niks byvoeg nie. Jesus plus enigiets anders is minus Jesus. Jesus deel nie sy eer met iemand nie. As ek getuig met die doel dat ek moet dan 'n bietjie eer ontvang, wat gaan gebeur? Daarom, die wyn is ook nie suiwer nie. Daar sê Juriel, vertel. Van my kant af, sal ek sê, die wyn verteenwoordig iets in my lewe, soos my selfbeeld, wat vernietig was, van kleins af al, maar meer toe ek al gered was, het ek nog steeds nie die selfbeeld gehad wat ek behoort te gehad het nie. Maar ek dank die Here, toe hy in my lewe gekom het, het daar verandering gekom. Soos hy sê in sy woord, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En ek dank die Here, ten spyte die feit dat ek wil self moord gepleeg het, dat mos die selfbeeld was vernietig en dit het pyn gebring. Maar ek dank die Here, toe ek by die ware wynstok volgens Johannes 15 daar uitkom, en ek is by hom ingeënt. Nou is dit nie meer nodig, soos as ek in vandagse lewe sien, die Here sê vir ons moet heers oor die diere, die voëls, die plante, en almal dit, en ons as mens buig oor die borrel. Jy gaan gewoon 'n illustrasie doen. Ons moet oor die plante ensovoorts heers, maar ons as mens, ons buig oor die borrel soos dit. En nou heers die bottel. Dat moet glad nie so wees nie, maar
prys die Here. Ek is nou klaar, broer. Nee, is reg. Die ander borrel wat u daar gewys het, is mos die bloed van Christus. Omdat ons die bloed van Christus, dat reinig ons. En ek eindig af met hierdie woord. Die Here sê vir ons, as die seun van God julle vrygemaak het, is ons waarlik vry. En sterkte voor hom. Dankie, dankie. Kom my broer. Kom. Goeiemôre. Ek wil net sê om Pieter het nou al so 'n stukkie aangeraak, want toe ek daar staan, nou staan ek met trane in my oë. Om te dink van 4 jaar was ek by die Here gewees. En dis net 'n illustrasie daarvan dat die bottel, en 4 jaar terug, toe was ek hier, dieselfde kamp hier by Wimmershoek. En niemand het my eintlik regtig vertel van hier, en na het ek ondervind, is dat 'n mens moet teruggaan, en ek het die Here gedien, hy het 4 jaar voor dit, maar daai naweek te besef ek toe my vrou een keer kom in die Here in haar lewe neem. Dus ek gaan bely voor haar. Mense het op haar getrap. En ek het niks gedoen, ek het daar gestaan. Maar ek moes gaan bely voor haar met trane in my oë en voor my kind. Om te sê ek is jammer. En van daai dag af kon God my gebruik. Dus kon ek nou nog hier op Watervalkamp kan wees. Ek is bly dat ek hier so 'n span kan hê. En mense soos julle. Want dit is wat my altyd sterk maak in die pad vorentoe. Dankie my maat. Dankie. Onthou die boodskap, né? Wat is die boodskap? Ons wat hier sit, wat sê, ek is weergebore. Ek is weergebore. Ek ken die Here. My boodskap hier gaan oor, maar die Here kan my nie gebruik nie. Want ek het hom bedroef. Wat het ons gelees? Bedroef nie die Heilige Gees nie. Vriende, julle wat hier sit, wat sê ek ken vir Jesus. Ek is meer besorg op die oomblik oor julle as oor die ander. Want die Here soek suiwer, rein getuies. Heilig sê hy, wees heilig, want ek is heilig. Daar mag nie 'n ander smaak wees in die bottel nie. Nou, daar's nou nog 'n smaak. Kom my suster Maya, die smaak wat in jou bottelwyn is, vertel bietjie vir hulle. Ongeloof. Ek is van nature is ek 'n vinnige mens. En toe ek nou by die Here uitkom, moet ek mos nou die Here vertrou. En baie kere wou ek my eie ding doen. Ja. Nou maak my eie planne. So dan kan ek kry die Gees nie 'n kans om die werk te doen nie. En elke keer kan ek nie verstaan hoekom loop die dinge nie reg nie. Maar tot ek by die punt kom dat die Here vir my wys, maar vertrou op my. Jou hoop is op my. Alles is op my. Moenie, jy was in die wêreld toe, moes jy vir jouself geveg het. Jy het nie meer nodig om te veg nie. Ek wees stil en ek stry vir jou. Ja, sê. Dankie. Kom my sussie. Sien julle, ek is kind van die Here. Maar hier in my is 'n ding wat die Heilige Gees bedroef. Ja. Dis wat dit hier oor nou gaan. Dankie. Ons het nou gehoor die naweek die Here met wedergeboorte ons gees kom nuut maak. So ek het geweet my gees is nie. Maar toe ek nou by die huis kom, toe begin ek sukkel, want ons is mos slim, ons kry planne in ons kop en dan dit klink mos reg en dan is dit sommer die Here. En toe het die Here vir my begin wys, maar al die mooi planne in jou kop is nie eintlik altyd ek nie. En toe kom ek op die skrif af wat sê ek dwaal omdat ek nie die skrif en die krag van God ken nie. En toe kom ek agter, maar wag, ek moet begin tyd met die Bybel spandeer. Ek moet daai Bybel eet. Ek moet regtig tyd, want ek het vir die Here gesê met toe hy vir my kom nuut maak het, ek wil nie net weet van hom nie. Ek wil krag, ek wil hom in aksie sien. En om in aksie te sien het die Here vir my gesê, maar dan moet jy kan onderskei, jy moet die Heilige Gees waarlik vertrou. En ek het geleer, dit kan net gebeur as ek tyd met God spandeer. Ons vra vir Here goeders, en as die Here nie al gister geantwoord het nie, dan gaan ons mos ons eie doen, ons eie ding. En die Here het vir my geleer, ek moet begin doen, presies wat die woord sê. Die riglyn is alles daarin. En so het die oorwinning gekom. Dankie. Ja. Suiwer wyn. Jesus se nederigheid, Jesus se liefde, Jesus se lankmoedigheid, suiwer wyn. Né? Dis wat God soek in ons, né? My broer? Ek is nie 'n drinker, julle kan sien ek weet nie eens hoe hou mense bottel wyn vas nie. Ons het nou gehoor vanoggend dat in hierdie wyn is daar baie goed bygevoeg. Aan die ander woorde, dit is nie suiwer nie.
Nou vir die eerste 50 jaar van my lewe, dis nou 8 jaar gelede, tot daai tyd toe, was my lewe ook so gewees. Dit was nie skoon gewees, dit was vol byvoegsels, wêreldse byvoegsels in onsuiverhede. En weet julle wat was die grootste ding wat my gekeer het om 'n geesvervulde lewe te lei, is my kop, my verstand, my eie verstand en my denke. En toe ek die Here aangeneem het 8 jaar gelede, het ek vir die Heilige Gees ingenooi in my lewe en vir hom gevra, kom neem die vullis, kom neem die vullis weg, sodat ek skoon en rein voor my God kan staan, en ek prys hom daarvoor. Ja, dankie julle, baie dankie hoor. Nou ja, hier is die teksie, nou gaan ons voort. Die suiwer wyn, Godse wyn, Godse Gees in my. Nee. Nou luister nou mooi. Hierdie versie is nie vir ongelowiges wat julle nou hier lees nie. Ek het daai versie van hoofstuk 3 tot Kolossense 3, vers 3 tot 10, het ek net opgesom gehou, net 'n stukkie gevat. Hierdie is geskryf vir kinders van die Here. Hy lees saam met my, wat staan daar? Wanneer Christus, wat ons lewe is, maak dood aan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid. Christus is my lewe. Ek drink van hom. Hy is my lewe. En desondanks kom hierdie goed nog in my hart in. Ek word versoek, beteken nie jy doen dit nie, maar weer ons sit soos 'n duif wat op eiers broei. Nou broei ons op die goed, ons doen dit nie meer nie, maar ons smag nog daarna. Ek wil dit nog doen. En as ek die geleentheid kry, waaragtig loop doen ek dit. Maar ek is 'n kind van God. Nou die wêreld kan dit nie verstaan nie. Hulle kan dit nie begryp nie, want hulle het 'n standaard vir 'n kind van God. Ja. Nou daarom moet ons so waak. Wanneer Christus wat ons lewe is. Die wynstok is my lewe. Op 'n ander plek, Romeine 11 sê hy, julle wat van die wilde olyfboom afgebreek is en ingeënt is in die mak olyfboom, wie Christus is, wat Christus is. Ons is ingeënt in hom. Dieselfde kosbare Heilige Gees wat in die Seun van God was en is nou in jou. Romeine 8 vers 9 sê, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die gesindheid van Jesus, behoort nie aan hom nie. Dieselfde Heilige Gees is die Gees van Christus. So, nou, daar is dit klaar. Nou wil ek graag met julle net iets deel. Ek wil regtig die Here vertrou dat, voor ek nou eindig, voor ons na ons groepies toe gaan, dat ons hierdie waarheid met mekaar sal deel. Ek sien, daar's van julle wat kom uit Riebeekasteel, is dit reg? En van Piketberg, en van de Dorings, daar's 'n plekkie Orchard, nie eens geweet nie, is dit so? Ja, nou ja, toe kyk nou hier. In Stellenbosch, party van julle kom daar vandaan, Riebeekasteel hoor ek, Woester hoor ek hier onder julle, name. Nou, die uur het gekom dat ons nou volwasse moet word as Christene. Ons as kinders van die Here kan nie, ons moet klaar kry met hierdie kinderagtigheid, hierdie kleinlikheid. Ons moet die Heilige Gees vertrou, vervul, vol van die Heilige Gees. Hier en dag. Dan gaan ek iets ervaar in my gebedslewe. Dan gaan ek iets sien daar waar ek vandaan kom. Jy wat van Piketberg afkom, weet wat gaan die Heilige Gees vir jou leer? En dis een van die redes, as julle mooi luister, sal julle verstaan. Baie van ons vertrou die Heilige Gees, dat hy ons sal vul, maar met 'n voorwaarde. Ek wil vervul wees met die Heilige Gees, sodat ek binne in die genootskap waar ek behoort, 'n geesvervulde lewe kan lei. Nee, hy kan jou nie vervul nie. Piketberg het net een gemeente, die gemeente van Christus. De Dorings het net een gemeente, die gemeente van Christus. In die oomblik, toe die Heilige Gees my vervul het, toe wys die Here vir my, nou is daai boeties in daai kerk, daai wat weergebore is in daai genootskap, daai wat weergebore is in daai genootskap, ek vertrou hulle aan jou toe, gaan bedien hulle, gaan bid vir hulle. Die Gees vloei, daar's net een gemeente in Piketberg. Gaan lees jou Bybel, jy sien, 7 gemeentes in elke dorp, aan die gemeente in Efese, aan die gemeente in Sardis,
Paulus skryf aan die gemeente in Kolossense. In elke dorp een gemeente. Een herder, een kudde. Jy sê, ek verstaan nie. Vra vir die Heilige Gees. Verlos my Here, ek behoort aan hierdie genootskap of hierdie gemeente, maar ek kan nie langer loyaal wees aan hierdie genootskap nie. Ek is nou loyaal aan die Heilige Gees, want hier is net een gemeente in Piketberg. Net een in die Dorings, waar jy ook al vandaan kom. Wys hulle vir my Here, dat ek hulle kan bedien, dat ek vir hulle kan gaan bid. Nou lei die Heilige Gees jou. Ek kan nie vir julle sê nie. Wat 'n verlossing vind in jou hart plaas, wanneer jy in die straat afstap en jy sien 'n boetie, maar ek onthou die boetie, ek gaan vra, jongens, jy nie 'n kind van die Here nie? Ja, ek is een. Ek vra nie vir hom meer waar hy aanbid nie. Maak nie meer by my saakie. Ek sterf genootskappe af. Ek het dit lankal afgesterwe. In Kaapstad, die hele week het ek gebid, Here, ek bid vir die gemeente in Kaapstad. Toe wys die Here later vir my hart, nee wag, bid vir die gemeente daar in Parow, in Bellville, een gemeente. In Bellville is daar ongeveer 35 genootskappe. Ek bid nie meer daarvoor nie. Ek bid vir die gemeente van Christus in Bellville en Durbanville. Verstaan julle wat ek sê? Hulle wat weergebore is, saam met wie ek vir ewig in die hemel gaan wees. Nou maak jy ruimte, jou hele lewe verander. Vervul my Here, dat ek kan wees soos U. Jezus het nooit genootskappe gestig nie. Jezus het net koninkryk kinders. En die koninkryk kinders het net een pad wat hulle loop. Een Here, een geloof, een doop, en gaan hy aan. Net een groep. Ek aanbid nog daar, maar ek behoort nie eintlik daar nie. Ek behoort aan sy kudde. In Piketberg, net een gemeente. Verstaan julle dit? Weet julle hoe heerlik is dit? Wanneer die Heilige Gees van jou gaan lei, dat jy gaan met eens jou boeties en sissies bedien, boor kerkgrense heen. Maak nie meer saak nie. 'n Ou broer droom 'n droom, toe ek in die Kaap gekom het. Hy sien klomp eende, maar die eende is almal, elkeen in 'n kamp langs 'n rivier. Hier is 'n klomp eende, daar is 'n klomp eende, daar is 'n klomp eende, maar elkeen in sy eie kamp. En toe kom die water die nag af, die rivier kom af in vloed, en stadig styg die water, en die eende styg op, daar gaan die eende, soos die water opgaan. Met eens is hulle boor die drade, daar gaan die water op. Met eens is daar nie meer drade nie. Met eens is hulle almal een. Here, verwyder die drade tussen ons. Daai boetie glo so, Here, ek kan nie een met hom wees nie. Nee, as hy weer gebore is, ag glo wat? Een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Jy glo jy moet so maak? Spreek vryheid oor 'n ander broer uit. Sê, Here, ek is daar om eenheid te bevorder. Ek gaan nie langer 'n instrument wees van tweedrag in al die dinge nie. Bedroef nie die Heilige Gees nie. Solank jy nog so met oogklappe rondloop, en jy bid net vir jou pastoor, jou priest, en vir jou gemeente, jy kan nie vervul wees met die Heilige Gees nie. Nee, die Heilige Gees, no limits. Die oomblik as ek jou vervul my kind, dan sal ek jou leer om te bid. Dan bid jy vir daai dominee, daai pastoor, die priest, wie ook al, jy bid vir die wat aan God behoort. Hulle wat weer gebore is. En jy bid dat die kudde sal inkom, as jy nou vanaand by jou huis kom en jou buurvrou sê, weet jy wat? Vanaand het daar 15 mense by ons gemeente tot bekering gekom. Dan is jy vervul met jaloesie. Nee, o loof die Here, 15 is bygevoeg by my gemeente, want die gemeente wat ek behoort, is die gemeente van Christus. Ons het nie 'n naam nie. Ons naam is maar net, ons is disippels van Jesus. Ek is net 'n disipel van Jesus. En die boeties en sissies, wat uit God gebore is, hulle is my boeties en sissies. Of hulle swart is, of hulle bruin is, of hulle wit is, of hulle Anglican is, en of hulle Methodist is, en of hulle Pentecostal is, maak nie meer saakie as hy weer gebore is. Dis my broers. Weet julle wat 'n verskil? Wat gaan jou lewe kom? Nou vloei die Heilige Gees deur jou. Nou bedien die Heilige Gees deur jou. Nou ervaar jy iets, Here, wat 'n genade. Ek wens ek het voorheen geweet. Dat is al wat ek vir julle wil noem. Ons gaan nou na ons groepies toe, kom ons sluit net af met gebed. Here, baie dankie vir hierdie môre. Baie dankie vir hierdie dag. Baie dankie vir die voorreg dat ons vanoggend soos bottels wyn voor U kan kom. En vra, Here, ons kan ons nou nie die onsuiverheid uit onsself uithaal nie. U en U alleen. Haal uit, Here, dit wat die Heilige Gees my nou van oortuig het. Terwyl hierdie sissies en broers getuig het, Here, terwyl ons die skrifte gelees het, o Jesus,
reinig ons ter wille van u naam. Want elkeen van ons, Jesus, wil so graag 'n nederige, sagmoedige getuie wees van wat Jesus vir ons gedoen het. Ons wil nie op trompette blaas nie. Ons soek maar net, Here, die verlore skapies, help ons om hulle in te bring. Dankie vir hierdie kosbare oomblikke in u Heilige Gees. Nie kon die kamp saam